Ek gaan in liefde praat gou vir 'n oomblik. God het jou 'n liggaam gegee om op te pas wie jy in hom is en hy in jou. Pastoor, gaan ek nou hel toe? Nee, repent. Bekeer jou. Want daar's redding vir alle sonde op die aarde. As iemand vir jou sê, die Here kan my nie vergewe nie, Tannie staan voor my, sy sê, ek dink jy gaan my ooit kan vergewe nie. Ek sê, Tannie, jy weet nog nie wie hy is nie. En toe die gees van God oor haar vaardig raak, toe breek daai traantjies en dit bars soos 'n ballon en sy draai terug na Jesus. Sy's nou so aan die brand. Karadaka Sharaba. Luister, daai Tannie is so aan die brand. Sy wil net Bybel lees. Haar WhatsApp sê, pastoor, wat beteken nie? Wat is hierdie goeders? Wat beteken hierdie woord? Daar's weer 'n honger en 'n siel in Suid-Afrika wat soek na Jesus. Amen. En ek wil elkeen vra wat hier is vanaand. Soek vir Jesus. Pastoor Dion Allers het hierdie naweek by my gekuier. Ek is baie lief vir hom. Jy wil hom 'n bietjie nooi, man. Asseblief, ek gaan jou luister, maak nie saak wat die wêreld sê nie. Daai man sny die woord soos 'n tweesnydende swaard. Hy speel nie, hy's lief vir die Here. Ek is baie lief vir hom. Stap 'n lang pad. En hy sê na ons diens, doen hy 'n TikTok en hy sê, julle wat wil besluit wanneer die Heilige Gees moet werk in 'n kerk en wanneer nie. Ja. Het slap my soos 'n blinde sambokkie agter op my rug. Daar's predikers en daar's mense wat nie die gees van God wil toelaat nie. Mense hardloop weg wanneer daar in tale gepraat word. Daar moet 'n teaching gegee word. Jy kan nooit die waar. Luister, hoe opereer 'n kerk? Volgens Handelinge 1 tot Handelinge 28. Gaan asseblief gaan lees dit. Dis hoe die kerk moet wees. Pinkster, man. Pinkster. Ek sal Pinkster sterwe. Die dag as Jesus my kom haal gesê, prys die Here, ek is op my pad hemel toe. Sing het, altyd sing het. Ek is op my pad hemel toe. Prys die Here. God soek manne en vroue met 'n vurige gees. Wat beteken Paasnaweek? Wat is die simbolisering van Paasnaweek? Van vanaand af moet 'n nuwe begin vir jou wees. 'n Nuwe begin. Hoe jy ingestap het by daai hek moet anders te wees wanneer jy hier uitstap. Ek gaan dit weer sê. Hoe jy ingestap het moet anders te wees as hoe jy uitstap. Ek ervaar in my gees en ek's lief vir die Here. Hier's 'n paar manne wat die gees van die Here is klaar besig met jou. As iemand vir jou sê die Heilige Gees kla my aan, nie jokkie, gees van God kla nie aan nie, hy openbaar jou sonde. Die aanklaer se naam is Satan, hy kla jou aan op die stadium. En wanneer die woord van God gaan beweeg, vat dit, moenie offended voel nie. Jy het 'n kans van jou lewe om te sê, Here, ek wil terugdraai 180 grade. Radikaal beteken, ek kan nie meer met hierdie stompies aangaan nie. Radikaal beteken, ek kan nie meer terug gaan kroeg toe nie. Radikaal beteken, ek kan nie meer op dinge betrokke wees op my tablette en my laptops en my computers en my selfone nie. Radikaal beteken, ek kan nie meer deel wees van 'n geskinder nie. Radikaal beteken, ek kan nie meer hoereer nie. Radikaal beteken, ek lewe vir een God, die ware God van Abraham, Isak en Jakob. Radikaal beteken, daar was nooit en sal nooit 'n ander een in jou lewe kan wees, behalwe Jesus Christus. Halleluja. Halleluja. Jy maak 'n nuwe lewe vanaand. In Jesaja 9 vers 5 kom Jesaja. Luister wat het gebeur, 2000 jaar lank voor Jesus kom 'n man, 'n profeet, hy kom, hy sê, en 'n kind gaan vir ons gebore word. Sê bietjie 'n kind. Sê vir jou langs jou, sê daar was 'n kind gebore vir jou. Okay, sê vir jou langs jou, sê luister hierso. Daar was 'n kind vir jou gebore, alright. En as jy nie 'n kind gehad het, jy moenie worry nie. Hy was klaar vir jou gebore. Halleluja. Die Bybel sê, 'n seun is aan ons gegee. Sê bietjie, 'n seun is aan jou gegee. Nou ek het 2 kinders. Julle het nou die jongste een al ontmoet. Nou ek dink jy het ooit my oudste nie. Sy's nou 'n maand getroud. Papa se hart bloei, maar ons moet seker maar oorgee. My jongste een is hierdie jaar, eerste jaar in universiteit, so my vrou is nie hier nie, sy is by die huis, universiteit moes gewerk het, en my dogter is van die universiteit af, bietjie vir die naweek by die huis. Ek het altyd gesê, ek sal daarvan hou om 'n seun te hê, die Here weet hoekom moet ek nie, nou die 7de kind, my jongste broer Werner, hy het nou so prachtige klein seentjie, sy naam is Stihandrey. Nou by my huis maak ek 'n kamertjie reg vir Stihandrey, my kyk een is uit die huis, sy wil nie eens vra om terug te kom, is nou sy responsibility. Okay. So ek wil nou vir Stihandrey bederf.
Daar is nou 'n seun in die familie wat naby aan my bly wie ek wil koester. As niks so lekker, James, as ek in die oggende moet ry, dan laai ek hom daar in my X5. Hy loop na die regte kar toe, hoor, hy vat nie mamma se karretjie nie, hy loop na die oom se kar toe. Dan staan hy met, hoe oud is hy? 2 jaar, nie eers, hoe oud is hy? 1 jaar, 3 maande. Hy's moenie vir sy pa sê ek het veel, maar hy's net so dik soos sy pa. Maar hy loop, met daai sakkie. Dan staan hy so stil, dat ek die deur oopmaak, dan klim hy in, dan gaan sit op die sitplek, en hy plan nie dat ek die safety belt moet aansit nie. Daai safety belt is hier oralste, hier om en, ek weet nie wat gaan met die kind aan nie. Dan kom ons by die skool, dan mag hy nie sy sakkie vat nie. Nee. Hy staf, want daar is 'n meisie met blou oë, sy kyk vir hom, vir sy kuite. Bly die meisie is slim deesdae van 1 jaar. Kyk vir dit. Ek vra, jy kan sy kuite, kyk jy, is maar fyn. En daai seun beteken vir my baie. Maar God het 'n seun gestuur vir jou wat geen lam die prys kon betaal op aarde soos die een lam genoem Jesus Christus. Luister wat sê die Bybel. En daar's 'n heerskappy op sy skouers. Ek gaan net nou by heerskappy kom. Sê 'n bietjie heerskappy. Hierdie is 'n profesie voor Jesus gekom het en hy sê, en hy word genoem, sê bietjie wonderbaar. Sê wonderbaar. Raadsman, sê bietjie raadsman. Luister, wie's meer wonderbaar as hy? Ek kan by hom gaan huil, hy skinder nie. Ek kan by hom my hart uitpraat. Hy gaan nie vir Tannie Sunny vertel nie. Hy sê nee. Jesus sal nie dit doen nie. As ek raad soek, hy's my raadsman. Jy weet, baie keer moet ek in my besigheid besluite neem. Dan is hy my raadsman. Al lê ek in rondrol, dan sit so 2 minute oor 3, as my vrou so omdraai, dan sit ek so 1.2 kilos al in my kantoor by my depot. As ek besig, dan sê ek, Here, U gaan die raad en die planne gee, wat geen mens kan gee nie. Die woord sê, U is die raadsman. Kan ons 'n hande klap vir die Here gee? En hy gee raad, hy is die uitweg van al jou bekommernis. En dan sê die Bybel, hy word genoem sterke God, ewige Vader, vredevors. Luister, om die heerskappy op die skouers te dra, moet iets gebeur het by Jesus. Maar ditselfde geld vir jou en my. Iets moet gebeur. In Handelinge 8 is 'n man gewees, Filippus, die hofdienaar wat met van Ethiopië. Die Bybel sê 'n engel van die Here het na hom toe gegaan, 'n bietjie met hom gepraat. Hy het vir hom gesê, luister, daar's 'n pad wat jy moet stap. En ek noem hom die eensame pad. Ek wil hê jy moet, daar's 'n waantjie wat daar staan, of 'n perdewa, en daar's 'n jong man wat besig is om te lees van Jesaja 53 vanaf vers 7. Jy moet asseblief daai man gaan luister en lei hom tot bekering. En wanneer hy bekeer, wat moet jy doen? Hy man sit op 'n waarnaai gelees het, hy sê nou, wat keer hom gedoop te word? Is dit nie waar nie? En die Bybel sê, en hy is dadelik deur Filippus gedoop. Maar lang storie kort, hier is wat gebeur. Handelinge 8:32 sê, soos 'n skaap is hy gelei om geslag te word. Om soos 'n lam wat stom is voor die een wat hom skeer, so maak hy sy mond nie oop nie. Hou gou vas vir 'n oomblik. Toe die duiwel, toe die lam geslag was in die Ou Testament, lammers, hierdie lammers, kan ek maar nou onder toe gaan, kan jy my net help hier, so ekskuus. Halleluja. Prys die Here. As 'n lam geslag was in die Ou Testament, sou daardie bloed, die sonde sou op daardie lam gekom het. Sonde sou op die lam gekom het. Alle sonde. Geen lam was ooit geslag wat 'n gebrek gehad het nie. Okay? Daar was nie varke geslag nie. Dit was 'n onrein dier. Geen tortelduif, daar was verskillende diere geslag vir sonde. Maar daai dier moes geen gebrek gehad het nie. Wat het gebeur wanneer hulle die keel sny van 'n skaap en daai bloed uitloop? Al jou sonde en die van jou familie en jou gesin vir wie jy kom bely, sou die sonde op daardie skaap gegaan, ek gaan nou maar sê skaap of lam, dit sou op daardie lam gegaan het,
en die bloed wat uitvloei, sou die sonde wat op hom gekom het, weggevloei het, weggewas het. Met ander woorde, die prys van bloed is al wat sonde kon wegwas. Wat kan mense nie maak nie? Is bloed. Ons dink ons kan lewe gee as iemand gaan vir implantings. You ain't seen nothing yet. Geen dokter op hierdie aarde kan ooit bloed maak nie. Dit is die punt, die senterpunt van lewe, en Jesus het daai senterpunt geword met sy bloed, sodat ek en jy kan lewe. Toe Jesus aan die kruis gesterwe het, wat het gebeur? Al jou sonde het op hom gekom, en sy bloed het dit weggewas. Hizkia kom en hy sê dat toe ek my hart vir die Here gegee het, het hy al my sonde agter sy rug gesit. Wat beteken dit? Hierdie staatsamptenaar lees, iemand moet hoor vanaand, Hebreërs 13 vers 8. Ek wil hê, iemand moet dit hoor vanaand. Jesus is dieselfde gister, vandag en môre. Jy weet, as ek by 'n plek kom, dan sal iemand sê, ons reël 'n groot herlewingsfees. 4 predikante stap weg van hierdie fees en sê, ons wil nie met dit betrokke wees nie. Want, pastoor, Jesus het net daardie tyd genees. Pastoor, gaan lees die Bybel reg asseblief, want duiwels was net daardie tyd uitgedryf. Ag, foei tog. Daar's ek in die verkeerde bediening. Want oral waar ek gegaan het, tot in Pick n Pay, het ek al 'n duiwel uitgedryf. Nou waar wil jy nou wees? Waar ons bid, sien ek hoe die Here mense genees, man. Ek dink ek het al vir julle gesê, 'n vrou wat borskanker gehad het, hy borskanker het so skers was uit haar bors uitgedrup. Jy vir my sê, Jesus kan nie genees nie. Is daar iemand wat leer teologie swat? Is daar enige iemand wat teologie swat hier binne? Enige iemand wat 'n pastoor wil word? Enige iemand steek op jou hand wat jy sien? As jy ooit van plan is om een te word, moet nooit laat teologie tussen jou en God staan nie. Een ding is seker, dieselfde Gees is die geesgedrewe Gees gewees wat die woord geskryf het. Hy sal nie deur sy eie woord gaan nie. Hy is gister, vandag en môre tot in ewigheid. Hy is nog steeds die wondergod, die God van wonders en tekens. Ek gee jou wat die wêreld sê nie. Ek sien dit in die bediening. Halleluja! Paasnaweek. Jesaja 53 vers 2 sê, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Jesus se verhaal het 'n storie geword. Ek is so moeg om te hoor van 'n kinderbybel. Ek gaan dit reguit van hierdie platform sê, jy kan vir my kwaad wees, maar ek wil jou iets leer van daai kinderbybel. Hy vertel my niks teen wat die groot Bybel my vertel nie. Die moslems sal hulle kindertjies op die ouderdom van 3 tot 5 vat, dan sal hulle die Koran uit hulle vingers, die punte van hulle vingers ken en die Bybel leer, sal hulle leer lees al van die ouderdom van 3 af. Wat het van ons as ouers geword met godsdiens in ons huis? Wanneer laas het jy Bybel gelees in jou huis en gebid? Jy sien, ons sit nou en eet in die sitkamer. Ons sit nie meer aan tafel en eet nie. Want ons noem dit mos nou die moderne tyd. Jou modernheid is besig om vir jou 'n gat in die sak te gee in die koninkryk van die hemele. Hoekom het dit met die voortrekkers goed gegaan? Hoekom het God verwarring in die voortrekkers by die slag van Bloedrivier gebring? Kan ek hierdie manne en vroue voor my vra? Want godsdiens was realiteit en dit was 'n werklikheid en it must be done daily in and out. Die mure van Jerigo. Julle wat musikante is, besef jy hoeveel mag het julle? Dat musikante loop sonder 'n knipmes en 'n machete, wat noem jy dit?
Die what story wat hulle die ouens so gekap het hier vanoggend. Maar shit, dis dieselfde ding, jy spel dit anders. Hulle het nie geloop met 'n haalgeweer en 'n 9 mm en 'n 357 en 'n what nie. Hulle het geloop met Jesus in hulle hart. Mure het geval. God was so groot, hy bring verwarring binne daai mure, hulle maak hulle self dood. Besef julle wat musikante is, hoeveel mag is binne jou? Maar jy wil eerder Vrydag aande daar gaan sakkie. Ek het 'n vriend gehad, hy het in my orkes gespeel, ek het hom net so vinnig van die orkes af ook. Groot vriend, kind van die Here, prediker. Ek wil vir iemand die binnekant sê, ek kan nie 2 Here dien nie, maar ek kan 1 Here dien. Die woord van die Here maak dit duidelik, wat het die wêreld, wat het die duister met die lig te doen? Ek sit in 'n geselskap en daar is 'n debat tussen die klomp jong predikertjies. En hy sê, maar dis nie verkeerd nie, ek gaan dansbane toe en ek doen dit, maar jy sit in die kroeg. Jy wil op 'n dans, jy wil op 'n verhoog staan en jy wil die Here se naam groot maak, maar eintlik maak jy die beeld van God goedkoop wanneer jy daar by daai plekkie gaan sit en sing en jy help dat die mense lekker kuier en drink en dronk word. En die vrou slaan vir pappa en mamma slaan vir mamma, ander mamma en die ander pappa skop die ander kind en die hond word geskop en die budgie word se nek omgedraai en dis 'n hele toetie. En jy skend God se beeld. Hoe kan ek 2 Here dien? Jy kan nie 2 Here dien nie. Jy dien of God of die wêreld. Jy moet kies wie jy dien. Wat het die duister met die lig uit te waai? Amen, ja. Jesus het geen gestalte gehad nie. En ons lewe elke dag, Pastoor James, asof ons vergeet wat het hy gedoen vir ons. Jong mense weet nie meer wie Jesus is nie. Kappels bel my en wil my kom help ons, bedien ons asseblief, wat moet ons doen? Ek vra of hulle kom kerk toe. Wil jy ek met 'n pad stap? Ek gaan nie jou hand vat en jou oor die pad vat nie. Hierdie wat die prediker so agter mensies moet aanry en hulle snerp met dit. Daai mensies moet groot word en begin by die kerk kom en hier 'n pad stap met die Here. Wanneer hulle by die huise is, gaan hulle weet wie God is. Ek het my al doodgehardloop. Ek was so moeg in die bediening. Ek het niks, my mense is hier, al my mense, ek gaan vir jou sê. Ek was uitgebrand. Ek het 'n 0 beteken vir God se koninkryk. 0! Amen. Want ek het 'n quick fix vir mense geword. Ja. In plaas van dat Jesus die fix vir almal moet wees. For everlasting. Mense vergeet van die gestalte wat nie meer geformeer was. Hy was niks. Hy was verwaarloos, hy was uitmekaar geskeur. Sy baard, ek het vir julle gister gesê, was uitmekaar getrek, man. Hulle slat hom met 'n riet. Hulle skop hom. Daar's so 'n gat gewees wat hulle hom in die tronk afgevat het. Dit sou gisteraand gewees het. Waar hulle hom neersak. Waar hy daaronder moes wag met 'n tou om sy lyf, uitmekaar na al daai katshoue hier agter. Sy vel en vleis is uitmekaar geskeur. Ek wil amper sê, ek gaan nie oordryf as ek dit sê nie, maar ek kom agter, ek kan besef dat hulle kon sy longe sien eintlik beweeg. So was vleis uit hom uitgeruk en die kerk vandag wil in kroeg gaan sit en rook en drink en families en fights en allerhande snap en die een sê die ander een sleg, maar hulle vergeet van die beeld van God wat sy liggaam geskenk het, sodat ek en jy gered word. Amen. En julle vat dit as maklik. Manne, hoe praat jy met jou vrou, man? Jy geweet die duiwel begin in die grootste. Hy weet wat se kamp om eers te tackle en dis 'n huwelik. En hierdie bediening het in my huwelik keer op keer probeer laat tuimel, hy sal dit nooit reg kry nie. Ek's 'n vegter, ek sal opstaan en veg vir my vrou en vir my kinders ongeag wat. My vrou dieselfde. Dit was op 'n tyd so sleg. 3 uur in die môre moes my vrou op my kom sit het. Ek was baie groter as nou. Sy moes op my kom sit het. Dan moes sy my vaspen op die bed, dan begin die dinge van die wêreld my te jaag waarmee ek betrokke was. Dan wil ek hardloop. 3 uur in die môre, dan sê ek vir haar, Engel, jy moet weet ek gaan 4 uur in die oggend na gym toe, dan gym ek vir 3 ure, dan gaan ek terug huis toe.
Dan kom ek by die huis 2 uur in die oggend en sê ek vir haar, kan nie slaap nie, iets jaag my, dit jaag my, dit jaag my, dit jaag my. Dat ek tel my vrou met my 2 arms op, ek lig haar op van my af, ek gooi haar aan die kant van die bed, dan wil ek op die fiets klim, ek trek aan, ek wil my fiets vat, dan sê ek van, dan wil ek 50 kilos gaan trap, dan sê ek van, ek sal jou laat weet as ek by daai dorp is, kom haal my net, so het die wêreld my gejaag, dat ek het geen vrede gehad. Niks. Jy kan geld hê, jy kan rykdom hê, jy kan die mooiste karre ry, die mooiste vrou en kinders hê, menere, as jy Jesus nie het, jy niks nie. Dames, jy kan die handsomeste man hê, maar as hy drink, is hy nie handsome nie. Hy gaan jou breek. Vir elke vrou hier binne wil ek sê, bid vir jou man, jy hou nie op dit nie. Daar's redding vir daardie man. Een vrou het eendag gesê, if I can't beat them, I join them. Grootste fout van haar lewe, daar sneuwel haar huwelik. Sy huil, sy kon hom uit, ek sê, die mag van jou tong is lewe en dood, jy het self die dood oor jou huwelik gespreek. Nou wil jy treur oor wat jy gespreek het, wat jy gedoen het. Ons vergeet van die prys wat Jesus vir ons betaal het. Jy sien, dis makliker om deelvormig van die wêreld te wees en te sondig. Terwyl die woord van die Here dit duidelik maak, ek het dit gisterand gesê, hy sê, my juk is sag en my las is lig. As iemand vermoeid en belas is, moet hy net sy laste na my toe bring. En dan sê die Here dat hy wil daai juk van die wêreld afhaal, maar daar's een juk wat lig is, en dis die juk van Jesus. Jy kan nie 2 jukke dra nie, jy kan nie God en Mammon nie. Nou Mammon verteenwoordig nie net geld nie, dit verteenwoordig die wêreld. Ek verteenwoordig een koninkryk, dit is Jesus Christus. Onthou jy wat het Jesus vir jou gedoen? Onthou jy daar in die tuin van Getsemane toe hy vir 'n tweede keer gegaan en gesê het, Vader, as dit U wil is, dan sal ek nou hierdie bitter beker drink. Weet jy wat gaan tussen jou en God staan? Is hoogmoedigheid. Iemand wat nie kan sê jammer nie, is hoogmoedig en 'n trotse hart. En in Spreuke sê die Here, God het geen behaag in trotse oë nie. So, dan gaan ek nie die Here dien nie, maar so ek voel nou niks vir my nie, want ek is trots op my vrou en my man te sê jammer. Ek is trots om vir die Here jammer te sê, kan ek vir ietsie sê? Buig jou knie, knak jou ego en kom by God uit. Plaas hom eerste, jou laaste, en God sal jou verander. Jy vergeet wat het hy gedoen? Is daar iemand wat 'n lighter hier binnekant het? Ek sal nie vir iemand sê jy rook nie. Enige iemand? Kan ek jou lighter kry asseblief, suster? Jy gaan nou op rook na vanaand, prys die Here. Bring daai lighter vir my hier asseblief. Halleluja, prys die Here, sê prys die Here. Ek dink nie die mense besef die grade van die hel nie. Ek dink nie die mense besef die grade van die hel nie. Ek soek 'n sterk jong man, enige jong man wat lus is vir hierdie storie, kom na vore. As jy nie wil nie, gaan ek jou kies, prys die Here. Halleluja. Amen. Hou vir my hande so voor jou. Jy sien, die vrees van die Here het gegaan, want die hel het vir ons 'n grappie geword. Ek wil vir iemand waarsku binne. Maak nie grappies van die duiwel nie. Ja. En maak nie grappies van die disippels en God se koninkryk nie, want jy gaan jou vingertjies brand. Jy praat van die Allerhoogste, die Here praat van ligsinnige grappies ook. Hy praat in Spreuke van ligsinnige grappies. Julle wat hierdie grappietjies oor rondstuur van Moses en Aaron en Deen en daai man, jy praat van God se gesalfdes man. Jy praat van God wat iemand eens gestuur het om 'n weg te baan deur die leiding van die Heilige Gees om mense 'n voorbeeld te wees om by God uit te kom. Dan praat jy eintlik van God, want dit is God se beeld. Weet jy dink jy gaan staan, jy gaan langs die vuurtjie staan en jou handjies warm hou. Hoe jy moet vers. Wat doen jy? Hou jou hand stil. Ja, wacht, dit is vlees, het wordt warm. Ek soek nog een lighter en ek soek 'n glas en water gou asseblief. Een lighter met 'n glasie met water. Nou, soek jy 2 lighters? Nee. Wow, okay. Hou weer vir my jou hande.
Hey Johannes, jy weet, julle dink in die hemel of in die hel, gaan ons in die winter wees en ons gaan lekker lag. Dan maak julle hierdie grappies, ons gaan kuier daaronder, ek sien jou in die hel, ek is so lief, ek gaan jou mis, kan nie wag met, ons gaan lekker bome rook en tik swaai, en ek weet nie, bosniek snyp, ek weet nie wat sy sien nie besig nie. Jy weet, vir jou is dit 'n grap, vir my is dit common. Want jy besef, ek gaan dit reg sê, jy kan vir my kwaad, jy sit in rus, ek het jou gesê van die begin af, môre voel jy goed. God het nie tyd vir commongheid nie, man. In die hel, gaan jy nie dit doen nie. In die hel, gaan jy kan maar sit, maar ek het net jou lighter nodig, ek dink jy gaan ooit weer dieselfde wees hier, tensy jy om die son gaan sit. In die hel, gaan jy brand. Die Bybel sê jou bed gaan wees met wurms. Deurtrek, jy gaan op 'n wurmbed lê. So lekker wurmpie, jy gaan soos Johannes wees, paar sprinkane en Here. Nee, jy gaan nie. En daai wurms gaan deur jou krioel, hulle gaan jou eet, hulle gaan jou vreet, lewendig. Lewendig. En hy gaan uit jou oogbene uitkom en terugklim, deur jou bene gaan hy eet. Lees Matteus, hy gaan leed, hy gaan beweeg. Jy gaan hier slaan, dan kom hy hier uit. Jy gaan hier slaan, hy kom onder by jou bams uit, jou boude, jou geseënde sitvlak, wat jy so lekker wil sit, in plaas van om die Here se naam groot te maak. En in die hel, gaan jou vleis afbrand en teruggroei. Elke vleis, hallo julle, elke vleis. Ek het hulle getrou, hulle was in ons gemeente, hulle staan in Rustenburg. Elke vleis gaan teruggroei, afbrand en teruggroei. En jy gaan jou 5 sintuie hê. Jy gaan die vlamme proe, jy gaan binne in dit brand, jou oogies gaan uitdroog, maar jy gaan sien. Jy gaan stink en vrot. Want jy het besluit om die beeld van Christus verder te skenk, toe hy reeds 2000 jaar terug geskenk was vir jou, om vry te wees. Kan ek vir iemand saam met my hierbo kry? Pastoor James, kan jy my help asseblief? Net hierbo, ek wil dit gaan demonstreer vanaand. Ek weet nie hoe kom ek dit moet doen nie. Dis die deel van my preek nie. Sê wie jy prys die Here. Pastoor James hou vir my so vas. Jy sien, wanneer 'n man en 'n vrou God dien, sal altyd 'n vlammetjie wees. Dan kom die Here in Openbaring en sê, was jy warm of was jy koud, maar omdat jy lou is, spoeg ek jou uit. Daar's altyd die een in die gesin wat aanhou veg en stry. Vir daai een wil ek vanaand sê, ek dank God vir Wilmarie, wat nooit moed opgegee het met my nie. Sy het aanhou bid, aanhou bid, aanhou bid, aanhou, kan ek vir die dames hier binne sê, jy hou nooit op bid nie, moet asseblief nie tydgebonde raak nie, want hier is wat gaan gebeur is, die Here, die woord van die Here sê, die gebed van 'n regverdige dra groot krag, en jy dra krag van die Here. Die enigste manier om iemand aan die brand te kry wat nie meer aan die brand kan kom nie, dit beteken ek moet aanhoudend bid in my binnekamer. Ons het vanoggend gehoor, that secret place, die plek van die Here. Hy het 'n ontmoeting met iemand, maar wat moet jy doen is, jy moet ingeplak word by die Here. Jy moet begin betrokke raak by die Here. Jy moet begin die vuur van die Here kry in jou binnekamer. Jy moet begin ignite. Jy moet begin deel word van God. Maak nie saak wat in my lewe verkeerd gegaan het nie. As ek God se vuur het, sal niks my uitblus nie. Kom ons gee hande klap vir Pastoor James. Prys die Here, Pastoor, dankie. Sê bietjie amen, sê prys die Here. Sê prys die Here. Hier sit manne en vroue vanaand wat se vlammetjie dood is. Jy het vergeet wat God vir jou gedoen het. Jy het vergeet wat God vir jou gedoen het. Weet jy, lief is die Here vir jou, jongman. Weet jy wat is genade? Weet jy wat beteken Psalm 103 vers 12 as hy sê, ek vat jou sonde weg so ver as die ooste van die weste, en hy dink nie meer daaraan nie. Weet jy wat dit is wanneer hy sê, bely aan mekaar julle oortredinge, sodat daar genesing kan kom.
soos 'n skaap in sy gelei om geslag te word. Sy aansien kon niemand sien, hy het geen voorkoms gehad dat hulle hom sou begeer nie. Die Bybel sê hy was verag. Hy was verlaat deur mense. Vandag was die dag wat hy verlaat was. Sy eie mense het hom verlaat. Waar was sy disippels? Jy weet, as disippels op hierdie aarde wat sê, ek is 'n kind van die Here, ek gaan die Here dien, pastoor, ek gaan kerk toe kom, ek gaan die Here soek met alles in my. Waar's hulle? Mense wat so praat, kan ek jou iets leer? Skuif hulle klaar op die afstand, bid net vir hulle, want hulle gaan nie doen wat hulle sê nie, ek is menige kere daardeur. Hulle gaan nie ophou kuier nie, hulle gaan nie ophou suip nie, hulle gaan nie ophou horeer nie, hulle praat, maar hulle het nie 'n ontmoeting nie. Die Bybel sê hy was verlate, hy was 'n man van smarte, hy was bekend vir sy krankheid. Hy was verag deur mense want hy het sleg gelyk, hy het lelik gelyk. Hoeveel keer vernietig ons mekaar, laat ons erger lyk as wat Jesus gelyk het. Dit gaan nie die mooiste woord wees om te gebruik nie, maar ons verkrag mekaar se harte. Ons breek mekaar stikkend. Kerke word leeg, want die preek tel nie meer nie, dis die skinder, en dis die kliks, en dis die disco-ligte, en die mooi rookmasjiene, en alles wat ek kan doen, wie ek is. My posisie, my plek, man, kom by God uit. Daar's een ding wat tel in 'n kerk, en dis God, man. Jesus. Luister wie hy was. Hy het ons krankhede op hom geneem. Sê vir een langs jou, sê hy, jy, al jou krankhede het Jesus op hom geneem. Enige iemand met arthritis hierson? Steek op jou hand. Hy het die arthritis op hom geneem 2000 jaar terug. Kan ons 'n hande klap vir die Here gee? Jy moet glo. Jy moet glo. Die Bybel sê die volgende: die het hy gedra. Wat het hy gedra? Die krankhede. Die Bybel sê maar ons het hom gehou vir een wat geplaag was. Wie wil met hom te doen nie? Waar is hy nou? Kyk hierdie ene wat die duiweltjies uitgedryf het. Al die duiweltjies, nê? Ander het gesê, nee, hy maak gebruik van Beelzebul. Beelzebul beteken eintlik Satan. Hy maak gebruik van Beelzebul om die duiwels uit te dryf. Jesus sê vir hulle, luister julle paar Filistynse kardoefkop Marmite monsters. Luister gou vir my. Ek kan nie een koninkryk teen sy eie koninkryk laat opstaan nie. Maar is die wil van my Vader dat mense vry moet wees, skoon en rein en heilig moet lewe. Hoekom hou jy Jesus as 'n plaag vandag nog in jou lewe? Waar is hy in jou lewe? Weet jy wat kom ek agter in die besigheidswêreld? Manne en vroue soek net vir Jesus as dit sleg en swaar gaan. God soek jou opregtheid van jou hart, al gaan dit goed, al gaan dit sleg. Die woord van die Here sê in Johannes, Jesus was uitgelei deur die Heilige Gees om in 'n woestyn te loop. God se eie Gees, die Vader se Gees, die Heilige Gees, die drie eenheid van Jesus, lei Jesus in die woestyn om versoek te word. Ek en jy word ook gelei deur die Gees van die Here om soms versoek te word, maar een ding is seker, God versoek ons nie. Hy is nie 'n versoeker nie. Satan is die versoeker en God gaan jou toets en hy soek die reinheid van jou hart. Waar staan jou saak met die Here wanneer jy in die woestyn is? Is jy een van daai mechanics wat net jou toolbox toemaak en sê ek pak nou geestelik op, ek stel nie meer belang nie, ek kry hierdie boost, hierdie turbo van my nie meer lekker uitgevoer nie, hy's bietjie droog, hy kort bietjie olie, maar kom nie by die Here dat hy bietjie my turbo bietjie charge met olie nie, né? Hy kom nie bietjie vir 'n diens in nie. Ek het die Heilige Gees nodig. Jy het 'n service nodig. Jy het nodig om gediens te word. Jy het nodig om gevul te word. Jy het nodig om te vul van die Gees van die Here. Hou kerk speel, kom by God uit. As ons so spring op ek spring nie om iemand, ek spring vir Jesus. Ek het soveel vreugde in my, ek voel soos 'n BMW coil. As hy kom, jy gesien spring, nie as 'n Ford kan so spring nie, man. As hy kom, ek voel net vol van die Gees van die Here in my. Ek is nie vir 'n show hier nie, ek het Jesus lief. Ek spring eerder vir die Here as wat ek spring vir die wêreld.
Ek dans vir die Here, nie vir die wêreld nie. Waar is julle kinders en kleinkinders? Ek sê vir Andrea, toe sy en Stefan trou, sy vra my, ek dink hy was meer bang om my te vra as wat hy vir haar lief was. Oh my God. Ek lief ou Stefans. Ek sê vir hom, Stefan, al wat hierdie oom vra is, vat my kind kerk toe, sy het groot geword in die vrese van die Here. Amen. Moet haar nie neglect om by God uit te kom nie. Want as jy doen, Pretoria is 'n halfuur se ry vir my. Ja. 2 weke terug bel my dogter, sy is opgewonde. Sy sê, Daddy, dis vir Stefan moeilik om nog te sê, Pa. Ek like dit as hy so hakel, o, Pa. Kan jy glo so jong maar soos ek het al 'n skoonseun, prys die Here. Ek het my talente net jong gebruik. Hy sê ek en my vrou het 'n kerk gevind. Hulle is albei 24 jaar oud, hulle is van kleuterskool af saam. Hy is in die gereformeerde kerk, sy is Pinkster. Hulle is vandag saam in die Pinkster, hy kom leer. Hy kom leer. Hy sê, Pa, ons het altyd iets gevind. Hy sê, daar's een pastoortjie, hy is so rustig, soos my dominee nie. Ek sê, prys die Here broer, maar 'n ander ene wat moet kom preek, gaan vir jou in die brand sit. Hy sê, maar ek moet dan sê, my vrou is so happy, want die ander ene is soos Pa. Hy is lewendig, hy sê, maar ek begin dit te vang. Ek verstaan waaroor dit gaan. I need more of him, less of me. Ek wil nie die wêreld impress nie. Ek wil hom dien, man. Hy was geskenk vir my. Hy het aan my gedink, my tekortkominge. Hy het aan my siektes gedink. Hy het aan my alleenheid gedink. Hy het aan my swaar kry gedink. Hy was geskenk, want hy het geweet, eendag gaan ek geskenk wees hier binne. Hy was klaar geskenk, sodat jy nie meer geskenk kan wees nie. Ek wil nie tyd mors nie. Almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Luister wat sê die Bybel. Hy was mishandel, hy was onderworpe. Hy het sy mond nie eers oopgemaak toe hom geslaan het nie. Wat doen julle as Christene? Die lewe is moeilik, my huwelik tap my. Huwelik het soos kuis geword. Sal jy met my uitgaan? Maandag dan bel ek my prokureur. Luister, Steve, vra die meisie van my net 'n uitmaak lettertjie. Ja. Ons veg nie meer vir ons huwelike nie. So veg ons nie meer vir ons huwelik met Jesus nie. Jy is die bruid, hy is die bruidegom. Wanneer veg jy vir jou verhouding met Jesus? Jy weet die duiwel kom maklik deur jou voordeur. Ons maak nie eens meer die vensters oop nie. Hy stap so gemaklik by die voordeur in. Ons kom gister hiernatoe, pastoor. Kyk wat so groot man is ek. Ek's dik en ek lyk ongeskik. Sal daai klein Markel kan toefkom. Sal hy dragtig my bussie se deur oopbreek om te steel. In Klerksdorp, tussen die rouwels. Hy het nie wiskunde gehad nie. Weet jy hoeveel manne het in daai bus gesit wat vir hom sal? Kyk hoe dik is Sean. Sean was hy. Hy is net so dik soos ek. As ek op hom val, Sean val op, is daar niks oor nie. Sean, jy is regtig nie dikkie. Wys vir almal hoe lekker maar is jy. Wys kyk maar, trek in jou pens. Daar's nie plek vir hy sien. Ek is so lief vir hom. Kyk dit 'n groot sneek. Kyk hoe groot sien. Iemand klop aan my linkerdeur. Ek sê dag nie. Kyk, wie sal nou? Ons is besig om so skilpaadjies te beweeg. Toe ek so wegdraai, toe ruk hulle my deur oop. En toe ek so besef, toe ruk ek uit deur toe. Ek was lus en klim uit en lê hande op hom. Maar ek het besef, Handelinge 5 gaan nie hier werk nie. Ek het moeilikheid dan. En ek gee net vet en ek trap weg en ek besef, hoe maklik is dit vir die vyand om inbraak te maak in jou geestelike lewe. Haal jou oë af met 'n distraction en hy kom by jou voordeur.
Haal jou oë af op distraction en hy kom by jou voordeur in. Kan ek vir iemand sê, daar waar die duiwel eens by my lewe ingestap het, ek het hom net daar by dieselfde deur. Luister, ons het gestoei, papi. Ons het gestoei. Ek het nie van nie teruggegaan gym toe om my vet af te haal nie. Ons het gestoei. Ek het besef, ek moet my liggaam gesond kry, ek moet my gees gesond kry, ek moet gesond wees, ek moet doen wat God my voorgeroep het om te wees. Ek gaan hierdie ouetjie 'n battle af en ons het geveg en weet jy wat? I came with a victory. I came with a victory. Sy naam is Jesus. Hy het my victory gegee. Prys die Here. Sê vir een langs jou, sê prys die Here. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem. Onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van lewendes? Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. Met ander woorde, Jesus was weg van sy mense af. Hy was weggeruk. Niemand het gekom nie. Sy eie disippels het nie gekom nie, man. Petrus verraai hom dan. Judas verloon hom, seker reg. Ek het niks omgedraai nie, né? Want ek kan nou nog nie verstaan wat is verraai en verloon nie. Klink vir my amper dieselfde. Nee, ek kan verstaan, hoor. Petrus het hom verloon. Ja, hy het hom verloon en Judas het hom verraai. Gee aan 'n klap vir jou pastoor. Ek draai net altyd my bediening in. Vat 5. Dis 'n stuurwiel. Dis 'n stuurwiel. Maar die Here het genade aan Petrus getoon. Sy ander disippels wat nie daar was nie, het Jesus steeds genade getoon. Hulle het nog steeds die fondasie van die evangelie gaan versprei en verkondig wie Jesus was. Daar was 12 disippels nodig om die uithoeke van die wêreld te verkondig. Daar's vandag meer as 12 disippels. Dis ek en jy wat steeds die evangelie moet verkondig by ons werk, by ons kerk, by ons huis, by ons familie en by ons vriende. Kan ons net 'n halleluja in die huis van die Here kry? Jesus was uit sy mense uit weggeruk, man. Hy was weggevat. Die Bybel maak dit duidelik. Hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. Jesus het nie sy eie graf gehad nie. Kan ek julle sê hoe awesome is die Here? Hy moes belasting betaal het. Petrus, ja, hy was 'n moeilike kaland. Hy was soos een van die ou Ford Cortinas, jy moes die hele tyd 'n verstellingkie doen. Heeltyd is daar 'n mis iewers. Heeltyd moes iets gestel word by daai mannetjie. Kyk wat die Here nog die Handelinge 5 op hom toegepas het nie, kan ek nie verstaan nie. Maar weet jy wat? Op hom, sê die Here, sal die fondasie, die rots van my kerk gebou word. God kyk nie na hoe hardkoppig, hoe swaar en hoe kwaad en wat jy in jou lewe is nie. God kyk na jou hart van bereidheid. Luister, Johannes, hy was 'n wille mannetjie gewees. Hy het sprinkane geëet met heuning, so vars en kraakvars, soet en sappig. O, daar's 'n sprinkaan. En kom ons maak ook my heuningpot. Dis hy. En die Here het hom gebruik, kragtig. Die neefie van Jesus stuur hy om 'n pad reguit te baan vir Jesus. Partykeer wil ons mense judge oor hoe hulle lyk. Kom by die Here uit, kyk nie nou iemand lyk, jy kan vir sê daai persoon wat dalk sleg lyk is dalk die grootste diamant in God se koninkryk. Ons wil mense judge oor hoe hulle lyk. Kom verby dit, kom by uit by wie God in hom is. Kan ons 'n haleluja in die huis van die Here kry? Hier is iets wat gebeur. Dit het die Vader behaag om sy enige seun te verbrysel. Hy gaan mense sê, pastoor, wat se vader sal sy kind verbrysel? Nou ek stuur na 11,000 plus mense in die oggend, 'n oggendboodskap. Ek kan nou nie vir meer as 'n maand. Die duiwel het al my fone, al my kontrakte gehack. Ons kry nuus en toe ons donderdag aand begin en gister kom die dames van my kerk na my besigheidskantoor toe. Ek sit hulle in die kantoor eenkant. Ek sê vat hierdie nuwe kontrakte en sort hierdie ding uit want hy wil nie met my werk nie. Ek kan net, weet jy hoe is die duiwel? Hy wil nie meer hê ons moet tegnologie gebruik om die evangelie te verkondig nie. Jy mag nou net 35, nee, luister mooi, 35 broadcasts stuur. Weet jy wat broadcast het ek gestuur? Dis 11,000 nommers. 11,000 nommers. Ek stuur vir die eerste lys, toe gaan dit deur na 67 toe sê hulle vir my, jy's gespam en jy's nou geblok en jy mag nie meer as dit verder doen nie. Kry 'n nuwe kontrak, presies dieselfde. Die duiwel sal enigiets doen om die evangelie te breek by hoek en draai by jou. Weet jy wat?
diesel kan duur wees, my God will still supply the fuel. I will still go out and still preach the word of God, because He still sets the captive free. Kom ons gee hande klap vir die Here. Maak nie saak wat nie, Hy sal voorsien, man. Dit het die Vader behaag om sy seun te verbrysel. Wat se pa sal dit doen? My hemelse Vader het dit gedoen. So lief het hy jou. So lief het hy jou. Luister, die rede is, hy het hom behaag om sy seun te verbrysel vir jou. Hy verbrysel Jesus om sy siel as 'n skuldoffer te gee, sodat jy vry kan wees. Hy het gesterwe sodat die skuldbrief wat teen jou is, sê Paulus, van jou af weggeneem sal word. Almal wat hier sit, het 'n skuldbrief wat eendag in die hof moet verskyn, die dag met oordeel. Julle wat dink en sê, ag pastoor, julle loop met die Bybel, jy sê, ek tannies met die nat komberse. Kan ek jou iets sê, jy met die nat kombers? Ek is slegte nuus vir jou. Die dag met die oordeel gaan jy nie eens 'n kans kry om te dink ek is jammer nie, want jy gaan eers 'n kans kry om te sê ek is jammer nie. Want dit gaan Jesus wees wat vir jou kan instaan, of die Heilige Gees die aankla, wat jou gaan aankla. En jy gaan nie eers kan sê ek is jammer nie. Dis te laat. Dis te laat. Hy was getel onder die oortreders. Jesus was nie 'n oortreder nie. Hy was God, maar hy was mens. Kan julle glo, hy moes belasting betaal. Hy sê vir Petrus, hy sien wat gebeur met daai mens, hy was mens. Ek wil gou daai belasting inbring. Hy sê vir Petrus, hy sê, luister, hy nice visstok van jou wat jy daar by daai pandjieswinkel gekoop het, wat jy weet ek hou nie van nie. Gehaal daai visstok van jou met daai lekker katrol, maar moet asseblief nie sardientjies opsit nie. Gooi pap, hoor, ons gaan papgooiers gebruik vandag. Dan sien jy die eerste visie wat jy uittrek, binne in sy mond, is 'n muntstuk. Luister ou Petrus, my ou pel, gaan betaal ons teks asseblief. Kan nie die belasting van ons af. Kan ek jou ietsie vertel? Dis die God wat ek kan bid. Hy doen wonders, selfs deur die kake van 'n vis, gee hy finansies, en hy betaal jou skuld. Ek is ernstig gelees die woord van die Here. My God kan enigiets doen, man. Enigiets kan Jesus doen. Sê bietjie prys die Here. Ek wil 'n getuienis uit van my lewe vir jou gee. Hy was vervloek sodat jy geseën kan wees. Hy het jou sonde gedra sodat jy vry kan wees van laste. Hy het siektes op hom geneem sodat jy gesond kan wees en genesing kan ontvang op 'n daaglikse basis. Hy het aan die kruis gehang sodat jy nie oorhandig word aan die geestelike doodstraf nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Johannes 11:25 tot 26 was die opstanding van Lazarus. Jesus kom daar aan by Martha en Maria. Luister wat gebeur, daar's 'n vrou wat sê, die Here vra van, glo jy? Sy sê ek glo. Glo julle wat hier sit as ek vir jou vra, glo jy dat Jesus kan steeds wonderwerke doen? Glo jy Jesus kan wonderwerke doen? Halleluja! Halleluja! Die Bybel sê, die Here Jesus sê vir hy sê, ek is die opstanding en die lewe, en wie in my ek is die opstanding en die lewe. Party van julle leef asof julle klaar dood is. As jy in Christus is, sal jy al hier begin lewe. Die dag as jy jou laaste asem uitblaas, gaan jy aan die ander kant lewe. Ek doen 'n begrafnis. Kyk eens op my begrafnis, kan ek nie oor die dooie praat nie. Ek kan nie. Wat gaan ek vir hom sê? Moet ek vir al die mense vertel hoe oulik was jy? Daar's niks om te sê nie. Psalm 103 maak duidelik, jy gaan net 'n gedagte wees en almal gaan van jou vergeet in elk geval. By die dood wil ons so baie mooi dinge van mense sê, Pastor James. En dan lieg ons nog net om my laaste rosie terug te gee. En ons oordryf. Maar ons kon nie eens op aarde in vrede saam met mekaar wees nie. Ek het vir my familie gesê, die dag as ek dood gaan, bring nie vir my blomme nie. Sing net vir my een liedjie. Sing net een liedjie daarso. My band moet eendag by my konsert en by my graf speel. Spring in die pad van Bethesda. Sal jy moet doen? Daar's 'n ander liedjie wat sê, en hy is dood, en hy lê op die ashoop. En die wêreld skreeu om hom. Skop aan sandjies met jou Nike tekkies. Daarom net 'n ordentlike tekkie asseblief. Haal sy grafie
As bewys aan my liefde aan hom. Wat wil jy by my graf doen? Gee my nou my rose. Wees nou lief vir my. Wees nou daar vir my. Hou op om elke keer aanvallerig te wees as iets gebeur of as ietsie gesê is. Jy wil beklei en jy bring 'n skeiding tussen jou en die Here. Ek het al lesse geleer in die woord. Is jy haastig huis toe? Ek hou kerk tot 2 uur môreoggend. Want die vuur van die Here moet nog eers val in hierdie plek. Mense ken dit nie meer nie, hulle stap al uit in die helfte van die diens, dan as hulle nou moeg. Ag, oei tog. Ek het al 'n tannie gesien wat met 'n loopring loop sonder hy loopring uitgeloop het. Sy kom met haar rolstoel en toe loop sy sonder die rolstoel uit. Toe moet ons sê, "Hey, man, onthou die tannie se rolstoel gee of iemand anders, hoor?" Ons hou nie van kerk hou nie. My boude kry seer. Ag, oei tog. Raak 'n bietjie warm in die gees, man. Stop jou verskonings. Stop die verskonings. Daniel, ek het nog al 'n ander stoele van jou gelike. Ek sal my mense irriteer met daai stoele tot hulle aanhou kerk toe gaan. Johannes 11:26 sê, elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Jesaja 9:5 praat van die heerskappy. Wat beteken heerskappy? Wie van julle, kom aan, ek maak die vloer oop vanaand. Wat beteken heerskappy? As jy sê jy's 'n kind van die Here, hoekom hardloop ons na die pastoor toe dat hy eers vir my moet bid? Sit jy nie met dieselfde heerskappy as wat Jesus sit nie? Het hy jou nie geseën met die krag en die bonatuur? Kan ek vir iemand sê, 'n wêreldling het glad nie die bonatuurlike krag wat jy het, staan in die Bybel. Want hy gaan jou toevou met in Lukas 10:19 sê hy, ek gee jou mag oor die krag van Satan. Ek gee jou mag om te heers oor sonde. Maar jy hou vas aan hy sonde, want jy verstaan nie om gebruik te maak van die krag nie. Die rede is, jy fail, want jy kom nie in jou binnekamer nie. Want dis waar jy krag ontvang, wanneer jy die secret places ingaan, en by die deur van die Here aanklop, om sy holy of holies binne te gaan. Wat beteken heerskappy? Dis die mag en gesag van regering. Dit is 'n bewys van monargie. Dis 'n bewys van 'n heerskappy oor 'n volk, 'n opperbestuur. Dit is die bewys van die heerskappy van God, dat hy is die koning van die konings en die God van die gode en die heerser oor die hele heelal. En daar is niemand nie. En Eksodus sê die woord van die Here, daar was voor hom geen ander God nie. Daar sal nou nog geen ander God na hom wees nie. Hy is die ek is. Ek is die Here van die leerskare. Ek is die almagtige ewige Vader. Ek is die vredevors. Ek is die raadsman. Ek is die koning van die eeuwe. Filippense 4:13 sê, hy gee my krag, ek is tot alles in staat. Hy gee vir jou 'n heerskappy aan jou, toe hy in die kruis gehang het, jy besef dit nie. Hy gee jou mag om oor alles wat boos is te regeer. Hy het jou mag gegee om oor dit te regeer. Jy wil hê ek met daai pornografie tannie, ek sal nie. Waar is hy foon? Jy het mag. Of jy laat toe, laat jou vlees inkom en jy begin te skrol. Ek stap eendag in die gym en daar sit 'n jong man. 4 uur in die oggend, 3:30 is ek wakker al. Ek is al 3 uur in die oggend wakker. Dan het ek my stilte tyd met die Here en dan ry ek gym toe. My gym is 40 km van my huis af. Ry ek welkom toe gaan gym ek. Tot 7 uur in die oggend dan gaan ek terug huis toe en ek het so groot bodybuilder oor by ons in die gemeente wat my trainer is. Hy moes my maar kry. En hier is wat gebeur in ons gym so eendag en ek draai so om. En by die bench sit 'n jong seun met so 'n klein rooi boekie genoem die Bybel. Ek ken hom nie. Elke keer sal hy sy Bybeltjie oopmaak as hy klaar gepres het. Dis die waarheid. Hy maak hy Bybeltjie oop. Dan begin hy ietsie lees. Hy maak hom toe. Dan laat val hy hom daar. Dan lyk dit asof hy lewe het, dan bench hy, dan vat hy sommer so 2, 3, 4 reps ekstra. Dan gaan sit hy reg op, of vat hy sy watertjies. Dan loop hy weer, dan tel hy die Bybeltjie op.
Hoe ben jy nog gaan sit hy? Maar as ek by hom begin hy blaai. Kom ons blaai en hy sien die honger in die jong seun. En hy begin lees. Ek stap eendag uit buite toe. Hy sê, jong man, ek ken jou nie. Hy sê, oom, ek het Jesus 'n maand terug ontmoet. Hy sê, ek het te honger. Ek is so soekend. Hy sê, niemand kon my vul nie. Niemand was daar in my swakhede nie, maar hy was. Hy het my gered en hy het my gehelp. Hy het my uit slegte verhoudings uit saambly is nie meer deel van my nie. Ek bly nou alleen, ek het gerepent radikaal. Hy sê, dat is goed wat ek nog nie verstaan nie, maar ek soek antwoorde en dis hier. Hy het begin trane kry buite by die deur. Hy sê, ek wens die jong mense kan net vir Jesus ontmoet, want hy het my gered, hy het my hart genees, my gedagtes. Ek is heel, Jesus leef. Halleluja. Jong man, 26 jaar oud het Jesus ontmoet en besef wat Jesus vir hom kan doen. Besef julle wat hy vir jou kinders en jou kleinkinders kan doen. Besef jy, ek is amper klaar pastoor, dis Vrydag, ek het julle gesê 2 uur, is nog vroeg, is nou eers amper 9 uur. God het jou mag gegee om sy kind genoem te word, het jou mag gegee om die duiwel op sy plek te sit. Hoekom entertain jy hom by jou huis? Hier wat manne en vroue so met mekaar beklei. Families, kinders teen ouers en ouers teen kinders. Julle gaan almal voor God staan. Ek wil dit in liefde sê vanaand, jy kan vir my kwaad wees, ek gee nie om nie. Ek het geleer om my te distansieer, ek gaan niks daaraan doen nie, want ek kan nie. Net God kan as jy sê, Here, ek wil hê u moet. Jou hart van klip moet God 'n hart van vlees maak. Die dag as iemand doodgaan, dan wil jy kom huil, moenie naby my kom en kom huil nie. Dit gaan vir jou sê, vat die pad. Jy het nie gedoen toe jy moes nie. Julle loop met wraak onder mekaar en teen mekaar, so onnodig. So onnodig. Hy het jou mag gegee om oor sake te heers en beheer te vat. Wanneer vat jy daai beheer? Kan ek by jou pleit vanaand? Weet jy hoe swaar is dit as iemand moet sterwe en jy kon nie sê jammer nie. Julle rek die dae uit, maar nie een van julle kan julle dae tel nie. Jou uurglas het leeg geloop. Wie's jy om te dink jy's God om te hoop eendag? Almal het hoop, ek het vir jou slegte nuus, jy's nie God nie. God het klaar jou lewenspad uitgelê en hy kan die een teen wie jy so kwaad is, net so van jou wegvat. En jy wat agterbly, gaan met daai konsekwensies loop. Maar die een wat heen gegaan het, het die eerste konsekwensies raak geloop, want hulle het nie met mekaar reg gemaak nie. Sjoe. Hy gee jou mag om sy kind genoem te word, die duiwel op sy plek te sit en om te weerstaan. Hy leef, die graf is leeg, iemand moet hoor, omdat die graf leeg is, leef jy in hom en hy in jou. Die feit dat die graf leeg is 'n bewys dat daarbo 'n nuwe woning op jou en my wag. Die graf is leeg, hy het 'n plek voorberei. Hierdie man wat jou vrymaak van kettinge en rebellie en rein van hart genoem word, hy word genoem in Efesiërs 2:20, die hoeksteen. My vraag is hy die hoeksteen van jou hart? Hy is Kolossense 1:15, hy is die eerste verhewe bo die hele skepping. Stel jy mense bo hom, of stel jy God bo almal? Iemand sê vir my, ek kan regtig nie onthou nie, ek dink is iemand in my span, of iemand naby. Sê vir my sy sussie, nou weet ek wie dit was, ekskuus Boeta, ek moet ietsie sê, sy sussie sê, ek kan nie kom nie, want die kind wil nie hê ek moet gaan nie. Ek gaan met die kinders bly vanaand, hoor, ek gaan nie kerk toe kom nie. Romeine 1 sê die Here, hoe gevaarlik is dit om die skepsels bo die Skepper te plaas. Jy is veronderstel om daai kind by die kerk te kry, nie die kind te leer by die huis te bly nie. Jy het 'n verantwoordelikheid vir God. Ons plaas die kinders bo God se orde. Ag, my arme kind, die oortjies. Hey man, my maat 7 kinders groot gemaak. Ons het meer oor probleme gehad en pak op die boude as enige plesier. Hier staan ek vandag altyd my ore kan mooi hoor, al dink my klankman nie so nie. Hulle kan mooi hoor. Efesiërs 1:12 sê, hy is die hoof van die kerk, hierdie man wat vir jou gesterf het.
Die Bybel sê in Handelinge 3:14, hy word genoem die heilige een. Luister, Handelinge 10:42 sê, hy is die regter, die regverdige regter, wat regverdig eendag gaan oordeel. En as hy jou gaan oordeel, moet jy nie huil nie, want jy het vanaand nog 'n kans gehad om te repent en reg te maak. Die Bybel leer my 1 Timoteus 6:15, hy is die koning van die konings en die Here van die heersers. Johannes 8:12 sê, hy is die lig van die wêreld. Jesaja 9:5 sê, hy is die vredevors. Luister, en die woord van die Here sê in Lukas 1:35, hy is die seun van God. 1 Johannes 1:1 sê, hy is die ewige woord. En dan sê die Bybel Johannes 14:6, weg die waarheid en die lewe. Hy is die weg na die Vader. Halleluja! Dis hierdie man wat vir jou gesterwe het vandag, 2000 jaar terug. Wie jy so minag. Johannes 15:1 sê, Jesus is die wynstok en die Vader is die landbouer. Ons gaan vanaand toelaat dat God se Gees so 'n bietjie eers lote knip by 'n paar beboste bome, sodat die vrugte weer na voorskyn kan kom. En Openbaring 1:8 sê, hy moet jou begin en jou einde, jou eerste en jou laaste wees, wat beteken, hy is, hy was en hy sal altyd wees, die Alpha en die Omega, die een en ware enigste God. Daar sal niemand voor hom wees, of vandag of tot in ewigheid nie. Hy is Jesaja 9:6, Immanuel, God met ons. Hy is Johannes 8:58, hy word genoem, die ek is.